Goeiemôre almal. So lekker gesing het, amper vergeet om op te kom verhoog. Welkom hier so aan almal vanoggend. Ek kan sien almal het 'n lekker vroeë aand gehad gisteraand na die bokke. Lekker vroeg gaan slaap en almal was lekker vars vanoggend toe julle aangekom het. Ek het soveel Nieu-Seeland grappies gehad wat ek vandag wou vertel, maar ek kan nou niks daarvan doen nie. Maar welkom vandag almal hierso. Ek hoop julle het 'n great diens. Ek wil net vinnig vir dies van julle wat na gisteraand se game wou gebeure opsit, daar ons het 'n praise and prayer report. Ek dink ons gaan vandag baie prayers kry. Maar nee, praise and prayer report, die van julle wat enigiets het waarvoor julle wil dankie sê of net die Here voel prys en saam met ons so wil share met mense, julle kan dit daarvoor gebruik. Of as daar iets is waarvoor julle regtig wil hê ons vir julle saam met julle moet bid of vir julle moet bid, as julle dalk moeg gebid is, hierdie kaartjie maak regtig 'n groot verskil. Dis daar by die infotoonbank, daar's penne en 'n kaartjie en jy sit dit net in daai boks wat sê prayer and praise report. So asseblief gebruik dit regtig, dit is 'n game changer en dis altyd goed as jy weet daar's ook ander mense wat dalk vir jou bid wanneer jy dalk nie kan bid nie. So praise and prayer report, dan finansiële bydraes. Ek wil ook net weer noem voor julle op die stoel voor julle is daar 'n QR-code. As jy hom scan, dan kom jy kan betalings doen, jy kan op al die WhatsApp groepe kom vir inligting, so alles is op daai QR-code. En dan as daar dalk van julle is wat die eerste keer hier is of net bietjie meer wil weet en wil inskakel by die gemeente of by ons kampus, starting point daar in die hoek. Ek en of Rian sal daar wees na die diens. Kan julle ons net daar kry, dan kan ons julle 'n bietjie meer vertel van die campus. If there's any New Zealanders here today joining us, you can join our campus. Just meet Jan Wilkins, the big guy in front. You go out the door and then we've got a very nice venue at the bottom here. He will meet you there. Nou, dis net 'n grap, ons New Zealanders can't be part of the campus, sorry. Okay, so ek wil net gou vir julle ietsie lees, net vir ek dink is in die onderwerp wat ons ook oor praat, geloof. Julle is Hebreërs 1 vers 1. Ek gaan dit sommer in die New Living Testament lees. En dit is sommer net ietsie wat julle aan kan dink, dalk terwyl julle praise and worship vandag. En dit is great example of faith. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Dan vers 3. By faith we understand that the entire universe was formed at God's command, that what we see did not come from anything that can be seen. Okay, as julle net die oë kan sluit. Vader, ons dankie vandag Vader vir hierdie dag wat U vir ons gegee het en ons dankie net vir die lewe wat U vir ons gee. Vader, dat ons hier by mekaar kan sit as U kinders en net U naam kan prys en dankie sê vir alles waarmee U ons elke dag seën. En so bid ons Vader dat U vandag se boodskap in elkeen van ons harte sal laat lewe kry en sal laat wortel skiet en Vader dat U saam met ons sal wees die res van hierdie week. Amen. Kan nou die familie nie speel. You are good, you're good. Om ons reeks van ek na ons af te sluit, het ons iets besonders beplan. Ons gaan saam kuier om 'n vuur, ons gaan lekker kuier, saam sing en net die lewe deel. Maak seker jy join ons om hierdie reeks af te sluit, die 23ste Augustus hier by Dr. Rou Tygerwil. En ek beloof jou, ek gaan nie sing nie. Hallo julle, ek is Reinier. Ek het vroeër die jaar by Dr. Rou Tygerwil aangesluit en so het ek ook aangesluit by ons Young Adults Life Groep. Soos ek terugkyk deur die jaar, kan ek werklik sien hoe die Here my lewe kom transformeer het en hoe ek gegroei het in my verhouding met hom. En 'n groot gedeelte daarvan is as gevolg van die betrokkenheid in my life groep. Ons het saam die Bybel, die woord gejourney en ek was ook gedoop hierdie jaar en al my hele life groep was daar om hierdie besondere geleentheid te vier. Ek kan werklik sê dat donderdaande van ons live groep is my hoogtepunt. Dus ek sien uit om saam te kuier, om saam te journey en lewe te deel.
So as jy op soek is na 'n groep waarin jy saam kan groei, saam kan bid, saam lewe kan share, join 'n life groep en as jy graag na 'n life groep soek, skakel vir Rian Nel en hy sal vir jou in die regte groep sit. Sondag 16 Augustus begin ons met 'n nuwe reeks Drome Groot. Dit is 'n 6 weke reis waarin jy ontdek hoe jy betrokke kan wees in die uitbreiding van die koninkryk van God. Tydens hierdie reeks gaan daar ook live groep materiaal wees. As jy graag wil inskakel by 'n groep, scan gerus die QR-kode op een van hierdie posters in ons auditorium of kontak my, Rian Nel. Ons Fusion Kamp is om die draai en 'n tienerkamp lê altyd so na my hart, want dit is die plek waar ek my hart vir die Here gegee het toe ek in graad 9 was. So ouers, registreer julle kinders so gou as moontlik. Maar saam met dit het ons julle hulp nodig. Ons wil 'n paar kinders sponsor om saam op die kamp te gaan. So as jy 'n bydrae wil maak, kom kry 'n koevertjie, gooi jou kontant in en gooi dit in die posbus. Anders sal ek na die diens hier staan met die Jouko masjien reg vir kaartbetalings. Baie dankie vir al julle hulp. Ons wil jou uitnooi na 'n baie lekker aand waar die Tygerwil Band lekker musiek gaan maak, songs uit 'n jukebox uit. 18 September, bring jou piknikmandjie, kom geniet dit saam met ons. Onthou om te registreer sodat ons vir jou kan plek voorberei het. Jy kan op hoogte bly van alles wat gebeur by ons kampus deur die QR-kode te scan op ons stoele. Onthou, jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die Zapper, SnapScan of die Admit app. So, great. Beleef die goedheid van die Here, soos jy ietsie beleef van hom. Of die ander ouens salk nog by die huis vir die rugby, ek weet nie waar die mense is. Maar nie te man. Okay, ons is in hierdie reeks. Nou, weet jy wat hierdie reeks vir my interessant maak en lekker maak is, ons het hierdie week het 'n City Changers aand gehad waar 'n klomp van ons net kom saam drome het oor volgende jaar. Ek het deur daai goed gewerk. Daar's 'n klomp amazing stuff. En ek besef hoe lyk die prentjie vir as die liggaam begin funksioneer. Hoe lyk dit? So in Doxadayo wil ons altyd sê ons is 'n familie op missie, ons is. Maar ek dink die prentjie van liggaam wat ons praat is baie groter as Doxadayo. Jy weet, ons het wat 34 kampusse in Suid-Afrika, maar ons verwys na liggaam as die hele liggaam, the body of Christ. Dit wat hy kom doen het. Dit begin klein, jy weet. En vanoggend wil ek hom vat na geloof toe. Ons het verlede week net oor roeping gepraat, maar geloof, kyk die oomblik as jy begin praat oor roeping, dan het jy geloof nodig. Geloof is so deel van die roeping. Maar partykeer dink ons, die oomblik as jy praat oor geloof, dan dink jy nie weer, ja, dis nou moeilik, want nou gaan julle weer my goed vra wat ek nie kan doen nie, en nou moet ek stretch om daarby uit te kom, anders ek nie geloof nie, en al hierdie goed as ons gaan oor geloof, maar ek dink is amper 'n meer eenvoudiger prentjie, as ons net bietjie gaan dink oor geloof. Okay, so die hele gedagte van wat roeping is, ergens in jou lewe was daar 'n uitnodiging, iemand het jou genooi en gesê kom kerk toe, of kom na die jeug toe, of wat ook al, weet nie, of kom na selgroep toe, of miskien het jou ma jou net ingenooi in 'n gesprek in waar sy dalk met jou wou praat oor die Here, maar daar's uitnodiging, en van die uitnodiging af, dan is dit geloof wat in aksie kom. Nee, ek bedoel jy, deur geloof neem jy die Here aan, dan praat ons van redding, jy kan sê redding, jou hart vir die Here gee, tot bekering kom, wat dit ook al is, ek het in my lewe verander, ek het Jesus ingenooi in my lewe, in die moment wat plaasvind. En dan daarvan af leef jy nog steeds voort deur geloof. Geloof stop nie daar nie. Geloof is nie net die ding wat jou bring tot redding nie, geloof is die ding wat jou verder vat. Verstaan, jy leef jy dan deur geloof. Want as jy die een grootste prentjie van geloof kan verstaan of kan glo dat Christus, Jesus, nie meer dood is nie. Dat hy die seun van God is. Weet jy wat? Dan kan jy al die ander goed glo. Dis die grootste ding om te glo. Jy sien hom nie. Nie een van ons het Jesus ooit gesien nie. Maar ons glo dit. En as jy dit kan glo, kan jy glo daar's 'n roeping op jou lewe. Jy sien, en dit is waar hierdie gedagte vandaan kom. Nou ek wil weer terugvat na uitnodiging. So partykeer gebeur dit. Uitnodiging is so eenvoudig soos dit. Iemand gee vir jou 'n kaartjie en sê kom speel saam met ons golf. Jy weet nie eens wat dit is nie. En dan sê jy goed, en dan gaan jy nou maar saam golf speel met hierdie ouens en
as jy weer sien as jy hierdie naweek wenner, jy slaan elke bal, en dis wat jy doen, jou lewe het verander, en ouens wat wys nie as 'n golfer, waar kom dit vandaan? En jy sê, weet jy waar kom dit vandaan? Iemand het my een keer uitgenooi. En ek het ja gesê. En kon ek golf speel? Nee, glad nie. En vandag, ja, ek dink ek is alright. Wie van julle speel van scratch af? OK. Wie speel van laag af? Kom ons sê 10. Voorgee. 15, 20. Wie speel golf? OK, ja, so 2 of 3 wat golf speel. Dan ek het nou begin worry. Luister jy, OK? Ja nee, ek ek het ook golfstokke iewers langs my die bed. Die een gebruik ek die meeste. Wel nog nooit gebruik nie, maar ek bedoel almal het 'n golfstok langs my die bed. Jy weet, vir ingeval daar dief inbreek, dan jy 'n golfstok. Dan gaan jy hom swaai. Maar ek bedoel ja, jy gaan kies ook te partykeer wat sien soek jy. Hierdie 6 eyster lyk my hy gaan die ding doen. Maar anyway, dis die prentjie. Dit begin by 'n uitnodiging en ek dink partykeer dis hoe ons lewe ook is. Jou journey met die Here het iewers by 'n uitnodiging begin. Iewers, gaan kyk mooi. En die meeste mense wat ek mee praat, se journey het begin, hulle is genooi na 'n kerk se jeug toe. Ek wil gou vir die ouers sê, dis belangrik. Hoor nou mooi. Vir jou kind om by die jeug te wees. Dis waar hy verhouding met die Here begin en bou. Ek sê dit, ek kan dit sien oral. Ons praat hier in Doxadayo. Ons sien dit, the next generation. Dit is so belangrik want dis waar 'n verhouding met die Here begin. Nie by die skool nie, sorry. Ek gaan nou sê soos wat hy is. Ek en die kinders nie, so julle kan my kom uithaal na die tyd. Ek is alraai daarmee. Maar ek praat met ouers, ek praat met mense. Dis jou verantwoordelikheid om te sien dat jou kind, en ek gaan dit sê by 'n kerk se tienergroep is, want dis waar miracles gebeur. Vir die klein groepie. Maar dit begin met 'n uitnodiging. Miskien is dit 'n ander uitnodiging. Miskien het iemand jou na 'n live groep toe genooi of dis waar jou journey met die Here begin. Dit begin met 'n uitnodiging. En daai uitnodiging, dis waar jou roeping begin. Die persoon wat jou genooi het, dis actually waar jou roeping begin het. Jou roeping begin nie, lê nie eendag deur in die toekoms nie. Ja, maar as ek nou deur al hierdie goedes en ek doen alles reg, sal ek eendag heilig genoeg wees sodat die Here my kan gebruik. Nee, toe hy jou geroep het in die begin, dis waar jou roeping begin het. Met die uitnodiging en ja, die vraag is 'n eenvoudige vraag. Glo jy? Dis die vraag. Glo jy? As ons praat van roeping, glo jy? As jy kan sê ek glo dat Jesus uit die doop opgestaan het, het jy genoeg geloof dat die Here jou verder kan gebruik. So, dan die oomblik as ons praat van glo en ons praat van geloof, dan kom hierdie altyd op. Almal vra my altyd oor dit, op baie mense, maar daar's 'n maat van geloof. So party van ons het meer geloof en ander het minder geloof, of hoe werk dit? Het ons almal dieselfde geloof? Hoe werk hierdie storie? En ek gaan jou vat na die gedeelte toe in Romeine 12. Hierdie is vers 3. Jy ken 1 en 2 baie goed, nê? Veral vers 2, waar hy sê, maar jy moet jou gedagtes laat vernuwe, jy moet nie aanpas by die wêreld nie, maar jy moet gedagtes dat deur God se Gees vernuwe word. Nee, dit is vers 2 van Romeine, maar ek wil by vers 3 begin, en vers 3 kom sê eintlik vir ons iets meer as net die maat van geloof. Hy sê, deur die genade, so dit begin met genade, niks anders nie. Okay? Wat deur my gegees aan my gegee sê ek vir elkeen van julle dat jy nie meer van jouself moet dink as jy behoort nie. Moenie dit dink nie. Hoor wat moet jy dink? Hy sê maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees. So hy sê jy moet dink oor wat? Oor volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Hy sê jy moet dink aan die geloof wat God vir ons gegee het. En nou as dit kom by die maat van geloof of elkeen toebedeel, dan hoor ons Afrikaanse ouens en nee, maar hy het gesê daar's elkeen 'n bietjie meer geloof en minder geloof. Dis nie wat hy sê nie. Dit gaan nie oor die maat nie, dit gaan oor die geloof van wie jy dit kry, van wie jy dit ontvang het. Verstaan, dit gaan oor die een wie die geloof gee. The New Testament for everyone help 'n bietjie. Hy sê dit, hy sê rather think soberly. Kom ons dink 'n bietjie nugter oor hierdie goed, nê? In line with faith. The true standard which God has marked out for each of you. Hy sê God het vir elkeen van jou geloof gegee wat in jou werk, elkeen. Dis die standard. The standard is you received faith. Okay? So hierdie faith werk hier binne in jou. Maar nou sê hy vir ons in Romeine 12 vers 3, maar ons moet gaan dink oor hierdie geloof. Bietjie gaan dink. Hoekom het die Here dit vir jou gegee? Hoekom het jy dit? En hoe werk dit? Gaan dink bietjie daaroor. So geloof is amper meer as dis meer as net 'n gevoel. Party ons dink ja, as ek hom voel.
Nou met die worship, I felt it. As ek hom voel, dan kan ek hom doen. Maar dit is meer as dit. Gaan dink bietjie, die Here het iets in jou. Hoekom sal hy vir jou geloof gee? In jou. Hoekom? Wat sal die rede wees? Sê daar, het gaan nie oor die hoeveelheid geloof, dit gaan oor vertroue en gehoorsaamheid. Die hele storie van die Bybel is eintlik 'n boek van vertrou die Here. Dis waaroor alles gaan. Moses staan voor die Rooi See. Dink jy daar geworry oor hoe groot sy geloof is of hoe klein sy geloof is? Hy het net geworry. Hy het gestaan in stres. Here, hier's water. Hier's mense, hulle is agter ons. Ons worry. Wat maak ons? Here, dit is nou 'n les om te leer oor hoe groot my geloof of hoe klein my geloof is nie. Die feit is ek vertrou U. Sien, geloof gaan oor vertroue. En Jesus self kom sê vir ons, maak nie saak hoe groot jou geloof is nie. Sê 'n mosterdsaadjie. Nou, ons het al gedoen in dienste, doen ons die goeie gees vir elkeen 'n mosterdsaadjie. En ons het in hierdie kerk het gedoen 'n paar jaar terug en kry elkeen almal verloor, 'n ringetjie so klein. Jy weet hoe klein is 'n mosterdsaadjie, want Jesus wil sê dit gaan nie hoe groot jou geloof is nie. Dis nie die ding waar dit gaan nie. Hoor dit, geloof is 'n vaste vertroue. Rens het dit gelees vanoggend. Geloof is 'n vaste vertroue in God. Dis geloof. Hoeveel vertroue kom? Vertrou ek God ooit? Dis geloof. Met ander woorde, hoeveel jy die Here vertrou? Abraham, hier's nog 'n goeie storie. Abraham, die Here sê vir hom, hoorie, jy gaan nou gaan. Jy gaan hier vanaf, gaan jy weggaan, jy moet trek. Abraham hy moes getwyfel het, want hy weet nie wat vir hom voorlê nie. Want hoor wat sê die Here vir hom in Hebreërs 11 vers 8 staan daar, deur geloof was Abraham gehoorsaam toe hy geroep is om uit te trek na 'n plek wat hy as erfenis ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waarheen hy gaan. Jy kan nie eers jou dag bepaal sonder om te weet wat jy vanaand gaan eet nie. Want hierso by lunchtyd vra hy vir jou vrou, wat eet ons vanaand? Hy wil beplan. Hy het gesê ja, sonder om te weet waar, ek dink hy moes getwyfel het. Maar weet jy wat? Hy het geglo, want hy het vertrou. En hy het gesê, let me go. Maak nie saak wat daar voor lê nie, Here. As U sê ek moet gaan, dan gaan ek. Jy sien, dit is geloof. Geloof is 'n vertroue en gehoorsaamheid wat jy vat, nê. Nee. Geloof bring Jesus na jou toe, die eerste prentjie van geloof, nê. Nee. Redding. Die tweede prentjie is, en geloof stuur jou na mense toe, roeping. Dis wat geloof doen. So geloof werk in jou vir redding en hy werk in jou vir roeping. Dis geloof. So as jy sê jy dien die Here, dan het jy geloof dat hy jou kan gebruik. Klaar. Anderste, hoe werk dit? Dan is ek confused. So die Here wil jou gebruik. En ek weet ons is altyd maar waar, Rian. Ons het verlede week daai ding, ek wil sê, amper seker hy Simbamba liedjie. Ons het hom doodgetrap. Dat jy kan nie geloof hê, jou roeping, of geloof is vir almal vir roeping. Roeping is nie net vir mense wat vir die kerk werk nie. Want daar bestaan nie so iets nie, want sy kerk is die liggaam van Christus. Dis oor die hele wêreld. So oral waar Christene is sy kerk. So waar jy ook al werk, werk jy vir sy kerk. Ons het gedink die instansie, dis nie die waarheid nie, daar bestaan nie so iets nie. Ons almal werk vir hom, ons kry net ons paycheck op 'n ander plek. Ons almal werk vir hom, verstaan? So as ons dit verstaan, dan sê ons, goed Here, U stuur my waar ek moet wees. So, Jesus is die hoof van sy liggaam, hy het 'n liggaam op aarde, dis waarna ons in hierdie reeks na kyk, en hy het 'n plan, en die vraag is, vertrou jy hom genoeg, dat jy gehoorsaam is aan sy roeping, daar waar jy is, daar in die omgewing, vertrou ek hom genoeg. Iemand vertel die storie, die Here sê vir hom, by sy werk, jy moet vir die ou gaan sê, wat daar in die boardroom sit, nooi hom na jou kerk toe, dis 'n paasdiens, nooi hom na die paasdiens toe, en hy sê, Here, maar daai is ateïs. Wat help het ek nooi 'n ateïs na die aandiens toe? Die Here sê, gaan, doen dit. Hy sê, hy stap daar in, en hy sê vir hulle het hierdie small talk, en hy sê vir hom, luister, dis nou Easter, en so aan, wil jy nie saam na ons diens toe kom Vrydag nie, by die kerk? En hy sê vir hom, is jy simpel? Sê, ek dien nie die Here, en ek glo nie in jou God nie, hoe kom ek na jou kerk toe gaan? Hy sê, wel, maar ek nooi jou, dis 'n uitnodiging, wil jy nie kom nie? Hy sê, nee. So die ou draai om 'n stap uit, hy sê, Here, ek verstaan nou nie. Ja, ek het nou voel ek eers simpel. Want nou het ek die ou genooi en daar niks gebeur nie. So wat, het ek nou verkeerd gehoor?
Nou is ek te mekaar. Hy sê dit gaan verby vir jare, die ding is verby, daar het nooit iets van gekom nie. Hierdie ou is intussen, hy's 'n pastoor in 'n gemeente, hy het sy eie gemeente, en dit is jare daarna, sê nou maar 20 jaar of wat ek al later, en hy sê, na preek kom een ou na hom toe een Sondag, hy sê vir hom, luister jy, ek wil net vir jou sê, dis as gevolg van jou, dat ek vandag die Here dien, en my gesin, die Here dien. Hy sê, maar ek ken jou nie. Hy sê, ja. Hy sê, maar ek ken jou. Hy sê, dit was random, ek was genooi een dag, of hulle het my gevra om toe kom werk by 'n maatskappy, om te clean, om skoon te maak. Hy sê, ek was in die boardroom, ek was onder die tafel, besig om te werk. Toe kom jy en jy nooi my uit na jou kerk toe. Hy sê, met 'n ander ou gepraat, maar ek het besluit, ek gaan. Hy sê, ek het daai Sondag gegaan, my gesin gevat, ek my hart vir Here gegee, almal, die hele gesin. Ons dien vandag almal die Here. Jy sien, daar's iets van om te sê, Here, ek vertrou U net. Ek vertrou U net. Ek sien nie die outcome nie. My geloof is nie gebou op grond wat ek sien nie. My geloof is gebou op vertroue. So dis wat ek al sê, jy is deel van sy liggaam en die volle jy, presies wie jy is, het sy liggaam nodig. Die liggaam kan nie funksioneer sonder jou nie, en die gedeelte gaan ek nie nou lees nie, jy kan hom gaan lees, ek wil uitkom by die tweede gedeelte. Hierdie is net daai genadegawes, ons almal het gawes, kom ek lees vandag daar, kom ek lees dit tog maar vir jou, as dit is om te profeteer, moet jy dit aanwend, by die stemming van die geloofsvertuiging, hy sê, as dit is om ander te dien, doen dit met oorgawe, as jy onderrig gee kwaliteit onderrig, sien jy wat hy vir jou sê, hy sê, dit wat jy doen, hierdie klink vir my verder as net in 'n kerk, dit klink vir my 'n algemene prentjie, daar waar jy werk. Hy sê, as dit is om ander op te beer, lê jou daarop toe, as jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe, as God aan jou leierseienskappe gegee het, hanteer dit met toewyding, en as jy die gawe het om ander in nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. Hy sê, die liggaam het jou nodig, soos jy is, wie jy is, om die liggaam van hom te bou, van Christus op aarde te bou. Ek wil kom na hierdie ene toe, dis nou nie iemand wat sy tande verloor het nie, dis nou maar die misverstande oor geloof. Jy gaan hom nou altyd onthou. Misverstande, maar dit is myte soos misverstande. Ja, het klink of iemand die fight verloor het. Maar anyway, nietemin, misverstande, ja, dis elke keer snaaks ek dit sê, oor geloof. Okay, gaan sê dit nou begin, sê gou vir jou langs die misverstande. Maar daar is 'n S in die einde, jy kan nie sê misverstande nie, is misverstande, nee. Okay, oor geloof. Dis wat ons 'n bietjie gooi. Die ene wat sê is, ek wil eers 'n teken sien voor ek glo, dis my roeping. Jy's klaar geroep. Jy het nie 'n teken nodig nie. Verstaan jy? Paulus kom en hy skryf dit, hy sê 2 Korintiërs 5:7, want ons leef deur geloof en nie deur aanskou nie. Jy's deel van die roeping. Bou my liggaam. Dis vir die Here, dis die roeping. Jy's deel van dit. Jy's geroep tot hierdie roeping. Maar ons het baie keer nee, Here, daar moet 'n duif 3 keer so vlieg en dan 'n ander keer omvlieg. Nog 3 keer en dan moet hy kom sit hier voor my. Dan weet ek, u sê ek moet vir daai ou gaan vra of hy okay is. Doen dit anyway. Vergeet van die duif. Dalk het die kat die duif gevang oor die Here wou stuur. Maar sit jy en wag vir die arme ou duif, hier daar's niks. Ouens, verstaan jy is geroep. Die tweede mite is ek moet weet dat ek weet voor ek sal vir iemand iets gaan sê. Ja, ons moet weet dat ons weet wie ons is. Dis 'n feit. Maar ek hoef so seker te wees dat jy gaan sit en die Here gaan sê, jy weet, ek het al vir jou geloof gegee. Partykeer moet jy dit, as Abraham gesê het, ek moet weet dat ek weet voor ek getrek het die Bybel heeltemal anders gelyk, ouens. Geloof. Jy sien, weer eens, jy het geloof nodig om te glo, net so jy het geloof nodig dat die Here jou kan gebruik. En dan hierdie ene natuurlik, twyfel is 'n teken dat jy glo nie. Dit hoor ons baie. Mense wat sê, maar luister nie, die feit as ek twyfel beteken dat ek glo nie, so dan kan die Here my nie gebruik nie, want ek twyfel dan. Nee, twyfel. Twyfel is die ding maak, maar dis ook nie so nie. Ek skryf dit so, geloof is nie om nie te twyfel nie, geloof is om ten spyte van twyfel oor te gaan tot aksie. Daai seentjie met die 5 broodjies en die 2 visse, ek dink hy het redelik getwyfel toe Jesus vir hom sê, hoorie, bring gou daai, ons gaan hierdie ouens gou kos gee. Ek dink hy het dit so gekry, dink ja, wel, ek twyfel of julle dit gaan regkry, maar hier's dit anyway. Verstaan jy? Gaan oor tot aksie.
En die oomblik het oorgaan tot aksie, toe is die miracle. Verstaan jy? So dis die groter prentjie is om te sê twyfel beteken nie dat jy nie glo nie. Twyfel beteken jy is 'n mens wat glo in God, wat miracles kan doen, wat jou kan gebruik. En dan as die miracle deurkom, ek bedoel dis net, wow God. Ek dink highlight hier, weggestap en vir sy ma het seker vir hom gesê, as sy ma nie, ek neem as sy ma was hier daar nie, maar sy het dit vir hom ingepak. Vertel hom 'n storie, sy sê, waar kom jy aan hierdie stories? Ma moes dit gesien het. Ma moes daar gewees het. Ja. Het maar nog van daai brood. Ons gaan 'n winkeltjie begin hier op die hoek, nee. Hey. Ja, maar anyway. Die antwoord vir oggend op waartoe ons gaan is, ek dink die missing link as ons kom oor geloof, het iets te doen met hoe ons dink oor geloof. Ek dink dis die missing link, en dit is in Korintiërs. Ek sê ons het nog nie in daai Romeine gedeelte 12. So ons het nog nie die geloof wat God reeds in ons gewerk het. Dis vir my 'n term, deurdink nie. Geloof in ons werk. Nie geloof in ons sit nie, geloof in ons werk. Die geloof wat in ons gewerk het, wat God in ons werk. Ons het dit nog nie deurdink nie. Dis daar. Ons het dit nou nog net nie deurdink nie. Ek sê dink gou hieroor, geloof is die gawe wat God in ons werk, omdat hy ons gekies en geroep het. Hy het jou gekies, hy het jou geroep om sy liggaam uit te bou. Dis wie hy is, hy het jou geheilig, hy het jou geroep, hy het jou gekies om sy liggaam uit te bou, en hy het in jou geloof gesit wat in jou werk. Dink gou 'n bietjie daaroor, hoekom sou hy dit gedoen het? Die een kant is, jy kan jouself, in geen situasie kan jouself in geloof indink nie. Jy kan nie gesit en dink nou, ja, ek dink ek glo nou nie. Daai toets gaan fail. Ergens gaan jou gedagtes afgetrek word deur iets anders. En dan gaan jy weer dink, nee, ek dink nie, ek dien die Here eers nie. Indink, jy kan nie dit doen nie, maar wat gaan gebeur is, geloof wat in jou werk kan jou gedagtes verander. Sien, hy werk nie so om nie. As jy net die Here trust, het geloof in my gesit, toe jy my geroep het en my geheilig het, en hierdie geloof werk in my, en hierdie geloof het die krag om my gedagtes te verander. Dis hoe hy werk. C.S. Lewis skryf interessant, in een van sy boeke skryf hy dit, waar 'n duiwel 'n gesprek met demone, dan sê hy dit, hy sê, it is funny, dis nou die duiwel, it is funny how mortals always picture us as putting things into their minds. In reality, our best work is done by keeping things out. Hou net die geloof wat in jou werk, wat jou gedagtes wil vol uit, jou gedagtes uit, en jy is iemand wat nie glo nie. Verstaan, jy is iemand wat dit nie wil doen nie, jy is iemand wat nie in aksie wil oorgaan nie, want jou gedagtes, jy het nog nie gedink aan die krag van geloof wat in jou werk nie. Jy was nog nie daar nie. Imagine, skryf ek, sien dit, die beeld, die prentjie, jy begin die gawe van geloof wat in jou werk besef, en dit verander die manier hoe jy dink. Imagine, almal vandag wat in 'n kerk is, almal wat deel is van sy liggaam, stap môre met daai gedagte in, om te sê, maar die geloof wat in ons werk, verander die manier hoe ons dink oor die lewe. Jy is geroep, jy is geheilig. Ek wil begin afsluit. Hier is Romeine 1:12 vers 1 en 2. Nou kom ons eers by dit gou uit. Op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer. Ek gaan nou daaroor praat wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is, en dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en die aanneemlike en die volmaakte wil van God is. Om jou liggaam beskikbaar te stel vir sy missie is om jou, die offer wat hy van praat, is net om jou gedagtes in lyn te bring met sy geloof wat in jou gewerk word. Dan is dit 'n offer. Ek offer op om te probeer uitfigure, en ek vat dit en ek glo dit en ek beleef Jesus dat die geloof wat in my werk skep vir my nuwe denke. So deur die geloof dink ek, dan besef ek wie ek is, en dan ontdek ek is gekies, ek is geheilig, ek is geroep. Ek het nie meer 'n doubt oor daai goed nie. Ek weet dit is so, en ek ontvang hierdie denke deur geloof. Ek wil afsluit, en dan wil ek jou vat na iets prakties toe om te gaan doen by die huis, om jou te gaan help, om te ontdek wie jy is. Ok, so vandag, as God my geroep het,
en in Christus my deel gemaak het van hierdie liggaam, wie is ek om te dink dat hy my nie kan gebruik nie? En dan dink ek nie volgens die geloof oor myself nie. En die laaste ene, geloof sê juis, ek vertrou God as hy my gekies het. Wie is ek om te dink dat hy my nie kan gebruik nie, en om dan in geloof kan ek oorgaan tot aksie. Ons het 'n toets vir jou, wat ons vir jou gee, Shape is sy naam. En elkeen, as jy deel is van die kampus, en jy is op die WhatsApp groep, hy is daarop. As jy hom wil hê, kom praat na die tyd met my, of met enigeen van ons span, en ons gaan vir jou help, om jou op dit te kry. Dis 'n link na 'n toets toe, jy gaan skryf, hy toets die volgende uit, jou spiritual gifts, dis hoe gebruik God jou om ander te dien, jou hart, passion, passie, waarvoor is jy passievol, abilities, met ander woorde, wat kom natural vir jou om te doen, hy toets al hierdie goed uit, jou personality, hoe het God jou gemaak, wie is jy, jy's anders as iemand langs jou, en dan experiences, hoe kan God jou, selfs jou verlede gebruik, hy toets dit uit, en ons vra julle, gaan doen dit hierdie 3 weke, verlede week begin, van julle dalk al gesien, daar's 'n podcast wat ons elke keer laai, jy kan die podcast gaan luister, dis 'n 20 minute podcast, hy praat oor die preek, dis great, hulle het in hom, het die ouens gepraat oor Shape, so vat hierdie toets, gaan skryf hom, en die laaste 3 weke, kom ons het gesprekke oor dit, ons doen dit in ons live groups, maar gaan dek eers jouself, en dan vra ek, stuur dit, daar's 'n e-posadres, en stuur dit net so, en toe forward dit vir ons, ek wil graag in gesprek met jou wees oor dit, maar gaan doen dit, Shape, gaan skryf hom. Ek wil vanoggend vir jou bid, ons is klaar, ek wil vanoggend vir jou bid, dat die Here in jou iets kom, die geloof kom werk. John, julle kan vorentoe kom. Kan ek jou vra vanoggend, net jou oë toe te maak, waar jy sit, en hierdie is jy en die Here, dis jou prentjie met hom, en ek dink vanoggend, die eerste ding om te sê, Here, ek wil kom erken, en bely dat U my geroep het, en dat U my, gestuur, U stuur my. U het 'n roeping, en U stuur my, Here Jesus, om U koninkryk te bou. Kan dit die eerste ding is wat ons vanoggend sê? Here, U het my geheilig, het my geroep en het my gestuur. En kan ons vanoggend vir die Here vra om ons denke te help. Here, dat ons kan dink oor die geloof wat U in my gesit het. Hoekom het U vir my toegerus met 'n geloof wat in my werk? Here, miskien het ek te lank hierdie geloof laat op niks uitgaan nie. Miskien is dit tyd dat ek U moet vertrou. Vertrou, Here Jesus, vir mense by my werk, vir mense in my gesin, vir mense in my buurt, by my skool, my omgewing, waar ek myself bevind, my huis. Here, maak nie saak nie. Here, gebruik my, omdat ons die koninkryk bou deur mense wat nog nie deel is van die koninkryk nie. Kan jy jou week sien wat voor jou oop lê? Kan jy geleenthede sien? Vra, Here, wys op my, wys my geleenthede. En saam met dit, ek voel soos of die Here volgens dit so vir jou wil kom sê, vertrou my net. Vir Abraham, selfs in al jou goed, jou roeping, yes. En die goed wat jou keer, of wat jou terughou, of wat jou mismoedig maak, vertrou my, wil die Here volgens vir sê, just trust me. So ons gaan afsluit met 'n song, en terwyl ons besig is, wil jy nie net met die Here praat, sommer hier waar jy nou sit, en sê, Here, ja, ons het gesing, it is well with my soul, because I trust God. Kom ons sluit af, Rian. John, dankie. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love.
It's not a word that I just use. A mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. I have power, I am fullness in His love. It's in the beating of my heart, in the depth of my soul. Every part of who I am and all I know. It's the way of love. Oh, it's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. There is power, there is fullness in His love. I am anchored in the Father's endless love. There is freedom, there is fullness in His love. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.